baie welkom by 'n baie spesiale Sondagoggend, dis Vadersdag. 'n Seentjie vra vir sy pa, wat is die verskil tussen Vadersdag en Moedersdag? Sy pa verduidelik vir hom, daar's 'n groot verskil, want op 'n Moedersdag dan vier ons ma se versorging en die feit dat sy altyd in die nag opstaan en dat ma altyd lief is vir jou, en met Vadersdag vier mense pa wat groot muscles het en goed vir sy familie doen en so aan. Hoe sê die seentjie, ek dog net die prys van die persent wat verskil. So, kom ons gesels vanmôre oor Vadersdag. En ek wil vanmôre die vraag vra vir al die pappas en vir al die pappas wat gaan word. En as jy nou vandag 'n mamma is, nê, hierdie is nou nie jou kans waar jy moet beoordeel. Ek gaan net nou 'n opdrag vir jou hê. Maar vir al die paas wil ek die vraag vra, is jy 'n goeie pa? Is jy 'n pa wat die heeltyd bang is dat jy nie 'n goeie pa is nie? En ek wil vanmôre dat ons daarby stil staan. Ons gaan vanmôre kyk na Abraham as 'n voorbeeld van 'n pa wat 'n goeie pa was. En ons gaan by 3 elemente stil staan. Maar voordat ons daarby kom ons word stil en ons wy vanoggend aan Vader. Here, dankie dat ons Vadersdag kan vier. Dat dit nie net nog 'n dag is wat verbygaan nie. Dat ons vir 'n oomblik kan stil staan en dat ons kan dankie sê vir paas, vir wat hulle doen, vir wie hulle is en die manier waarop ons groot gemaak is. Here, daar's 'n groot misverstand dat Vadersdag 'n dag is waar ons net paas vier wat uitstekende paas is. En dis nêrens die plan nie. Herinner ons vanmôre dat ons vandag paas vier. Die goeie paas, maar ook die paas wat ons nie in ons gedagte dink goeie paas is nie, maar laat ons hulle ook vier. Here, want daar's 'n bepaalde opdrag wat paas kry, en as mens kyk na die opdrag uit die woord uit, na die voorbeeld van Abraham, volg meeste paas hierdie voorbeeld, of hulle kan leer om dit te volg. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Amen. So, die vraag vanmôre is, waar begin ons? En ek wil vanmôre by die eerste en die moeilikste punt begin, en dis om te sê, as ons na die verhaal van Abraham kyk, en ek gaan op verskillende plekke uit Genesis lees na Abraham se verhaal, gaan ons by verskillende elemente stil staan. So die eerste element waarby ek wil stil staan, om te toets of jy 'n goeie pa is voorsien jy vir jou familie, versorg jy vir jou familie, en voorsien jy vir hulle. En die vers wat ek wil lees is uit Genesis 12 uit, en die Here het vir Abraham gesê, en ek wil hê ons moet mooi luister vanmôre, trek uit jou land uit, met ander woorde, weg van jou mense en jou familie af na die land toe, wat ek vir jou sal wys. En dit is so belangrike elemente hier, wat God vir hom sê, trek weg van jou land, van jou mense af, en die vraag is, hoekom? En baie mense sê, maar Abraham se pa was nie 'n gelowige gewees nie, die Here het self met Abraham gepraat, en Abraham is die vader van gelowiges, so Abraham het tot bekering gekom, en dat sy familie en sy mense miskien 'n slegte invloed op hom kon hê. Ek dink nie dis die waarheid nie. Ek dink die waarheid is, dat die Here vir Abraham sê, en dis die tweede deel van hierdie vers, na die land toe wat ek vir jou sal wys, ek het 'n plan vir jou, ek het 'n toekoms vir jou, en ek wil hê jy moet soontoe gaan, want daar gaan dit met jou goed gaan. En dan gaan hy verder in vers 2, en hy sê, en ek sal jou 'n groot nasie maak. En onthou, op die stadium was Abraham nog kinderloos, en ons weet vir 'n lang ruk daarna, was Abraham nog steeds kinderloos. Hy sê, ek kan vir jou 'n groot nasie maak. Dan sê die woorde, ek sal jou seën en 'n man van groot betekenis maak. Ek sal jou seën en 'n man van groot betekenis maak. Ek sal seën wie jou seën, en ek sal hom vervloek wie jou vervloek. En jy sal al die volke van die aarde, en al die volke van aarde sal geseënd wees, of in jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. En ons vra vir onsself die vraag, wat het dit met versorging te doen? En voordat ons by die gedeelte kan kom, moet ons eers by 'n 2025 probleem kom. 2025 het dit 'n probleem geword, dat paas vir hulle families versorg. Van die feministiese kant af word dit gesê, ja, maar mans is chauvinisties, hulle is die leiers, hulle het die beste posisies, hulle kry die meeste geld, hulle is eintlik moet hulle afgebreek word en daar's 'n hele beweging wat wêreldwyd ontstaan het onder jonger dames, en die vraag is
kies jy 'n man of kies jy 'n beer? En verstaan jy, wie's vir jou meer bedreigend? Jy weet, dan is dit daai ding van, nee, maar kies die beer, jy weet. Groot beweging, ons het nie mans nodig nie. Selfs in getroude verhoudings, is vrouens baie, ek wil amper sê, is hulle baie uitgesproke oor die feit, dat 'n man hard werk en nooit by die huis is nie, dat hy nie huishoudelike take doen nie. Daar's baie voorbeelde van vrouens wat op hierdie internet gaan en dan vertel die vrouens, ja, maar my man kom by die huis en dan gaan sit hy vir die TV en ek moet al die werk doen, jy weet, en hy was nie skottelgoed nie en hy help nie met die kinders se broodjies nie, hy trek die kinders nooit aan nie, hy is eintlik 'n vrot pa, jy weet, en in meantime is sy 'n ma wat by die huis bly, wie se taak dit is om kinders te versorg, sy werk nie, sy het nie inkomste nie. So hoekom het hierdie baie belangrike Bybelse beginsel en ek wil graag die beginsel in die Nuwe Testament uitlees. In die Nuwe Testament staan dit in 1 Timoteus 5 vers 8 staan dit so. En hoor mooi wat hier staan. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en slegter as 'n ongelowige geword. Nou, wat maak ons met hierdie vers in die Nuwe Testament? En dit kom neer dat ons by die basis van goed uitkom. En die basis van alles is dat die Here 'n plan het waarop goed moet verloop en dan verloop dit glad. En die plan van Vader is dat 'n vader, 'n pa, sy gesin sal versorg. Dat hy vir sy gesin sal voorsien. En ons as mans verstaan daai ding en in 'n sekere sin moet ons totaal en al nie, ek wil amper sê, ontman word deur die nuwe tendense van 2025 nie. Die opdrag wat Vader vir jou gee as 'n pa, is versorg jou gesin en versorg hulle goed. Want as jy dit nie doen nie, het jy die geloof verloor en jy slegter geword as 'n ongelowige. En wat beteken dit? En ek wil ons moet vir 'n oomblik net stil staan en vir onsself vra. Dit beteken dat die ding is nie van hoe hard jy werk en hoeveel geld jy na die huis toe bring nie, want dit is die maklike en die goedkope manier om te kyk. Die ding waarna ons hierna moet kyk is om te sê, hoe doen jy dit? En dan hoe jy dit doen is, doen jy dit met Vader se leiding, versorg jy met Vader se leiding, kom jy jou opdrag na die dag toe jy getroud is, wat die Here sê, maar man, jy is die hoof van jou huis, en mans verstaan partykeer daai verkeerd om sê, ek word die baas van die huis. Dis nie wat daar staan nie. Die hoof van die huis beteken dat jy 'n opdrag van God, die Abraham belofte doen om te gaan na waar God wil hê jy moet wees, want dis die beste plek waar jy jou gesin kan versorg, versus die plek wat ek wil my familie invat, want dis die plek waar ek kan versorg. En dis hoe mense hierdie vers verstaan. Want as jy jou familie, as jy die hoof van jou huis is, en jy versorg vir jou familie, na 'n plek toe waar God nie is nie, waar God jou nie heen vat nie, dan is jy slegter as 'n ongelowige, want 'n ongelowige erken ten minste, ek glo nie in die Here nie, ek maak my eie planne. Maar as jy is gelowige, wat verklaar jy as 'n gelowige, sê, maar ek maak my eie planne, beteken dat jy maak nie God se planne nie, en dit maak jou slegter as 'n ongelowige. En daarom terug by Genesis, hoofstuk 12 vers 1, en 1 Timoteus 5 vers 8, Abraham volg God se plan. Abraham hoor God se belofte van, ek sal vir jou seën, ek gaan dit vir jou moontlik maak om die beste pa te wees. Ek gaan dit vir jou moontlik maak om jou gesin op die beste moontlike manier te versorg, as jy my plan volg, en nie jou eie plan nie. En dis presies wat Timoteus sê. En die vraag van môre is, volg jy God se plan, om jou familie te versorg, of volg jy jou eie plan? En die kentekens daarvan is, as jy God se plan volg, is die angstigheid van jou skouers af, van, is ek 'n goeie pa vir my kinders? Is die angstigheid van my skouers af, is ek 'n goeie man vir my vrou? Is die angstigheid van my skouers af, gee ek vir my familie genoeg? Nie te veel nie, want die wêreld waarin ons lewe sê, 'n pa kan nooit genoeg gee nie, hy is nie die beursie. En as hy nie die beursie kan wees, is hy nie 'n goeie pa nie. Dis nie die waarheid nie. Ek het groot geword in 'n huis, en ek wil sê dit het finansiëel aan die begin van my pa en my ma se huwelik ook nie met hulle finansiëel baie goed gegaan nie, soos dit maar met baie mense gegaan het daai tyd.
Maar ek het groot geword in 'n huis waar ons nie finansiële nood gehad het nie. Maar dit het nooit beteken dat ek my pa toe gaan sê, pa, ek bietjie sakgeld nou, of bietjie dit nie. Elke keer as ek na my pa toe gegaan het, hy gevra, wat se plan het jy? Wat se plan het jy? En tot in my vroeë volwassenheid en selfs in my grootmenslewe het my pa altyd vir my gevra, wat se plan het jy? En my pa het my geleer om op my eie voete te staan en die wil van Vader te sorg dat ek vir my familie kan versorg, nie dat ek deur sy beursie vir my familie kan sorg nie. En ek is hom ewig dankbaar dat hy my geleer het hoe mens entrepreneursgewys na goed kyk. Hy was nie altyd 'n hoe kan ek sê, 'n gladde pa of 'n makpa of hierdie die paas wat die samelewing wil uitmaak moet weet, praat jou hart uit, jy moet hierdie sagte pa wees wat nooit meer jou kinders raas nie. Ek het 'n pa gehad wat geboer het. En dankie tog, want as hy ons sag hanteer het, sou ek 'n ander mens gewees het. Ek en my boetie was bietjie wild geweest. Maar tog nog het my pa vir my voorsien in my opleiding, in die manier waarop ek vandag vir my familie versorg, op die manier wat ek my rol volstaan in 'n samelewing. En ek wil vir my pa sê dankie dat hy my versorg het. Die tweede ding waarby ons vanmôre gaan stil staan is dat ons paas leer vir ons om goed op die regte manier te doen. En ek wil sommer spring na 'n vreeslike snaakse gedeelte toe, en dis Genesis 24. En die vraag is vanmôre, leer jy jou kinders die basiese om hulle toe te rus om in die samelewing waarin ons leef, nie net te oorleef nie, maar te kan floreer. En dis die manier waarop 'n pa kyk. En ek wil begin met 'n storie. Van hierdie ou was 'n baie goeie rugby speler en regtig, hy stel baie belang in rugby en almal het vir hom op skool gesê maar hy gaan ouetjie wees wat uit rugby uit 'n loopbaan gaan maak. En toe kom hy op universiteit en hy speel verskriklik goeie universiteitsrugby en almal sien hom raak en wil hom optrek na die provinsiale spanne toe en die proses dan nasionale span toe. En op universiteit het hy sy knie so seer gemaak dat hy nooit weer kan rugby speel nie. En sy droom is daarmee heen en hy's getroud en hulle het kinders en hy werk en toe begin sy seentjie en sy seentjie het die talent van goeie rugby. Sy pa leer hom en dit gaan net wonderlik en die ouetjie speel goed maar op 'n stadium toe die seentjie in hoërskool kom. Toe begin die seentjie by die punt kom wat hy eendag vir sy pa sê, pa moet my asseblief nie meer leer nie. Ek wil nie dit. En die vraag is wat het fout gegaan? Hoekom het hierdie kind in sy laat hoërskool toe hy nou eintlik moet begin spoed vang vir sy rugby loopbaan. Hoekom het hy opgehou met rugby en wil nie meer raad van sy pa gehad het nie, want daar het iets verskrikliks gebeur. Sy pa het al die kennis gehad om hom te leer, maar sy pa het hom op die verkeerde manier geleer. En daar staan in Efesiërs 6 vers 4, vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning, soos die Here wil. En in 'n sekere sin het hierdie pa die rol begin inneem, dat hy nie sy kind geleer het nie, maar dat hy sy kind gekritiseer het. Hy het nie met sy kind gepraat oor alles wat sy kind goed gedoen het nie, maar hy het kritiek gelewer van alles wat hy verkeerd gedoen het en wat hy moet beter doen. En dis nogal ons pa se styl, in 'n hartseer om te sê, dis die manier hoe baie pa's groot geword het, dat hulle pa's het hulle gekritiseer om hulle taaf en gebalanseerd groot te maak, nie sissies groot te maak nie. En nou is die krisis dat baie kinders het rebels geraak. Hoor mooi hoe die boodskap hierdie gedeelte vertaal uit Efesiërs uit. Hy sê vir pa's wil ek sê, moenie julle kinders so behandel dat hulle nie meer na julle wil luister en rebels raak nie. Pa's, daar's 'n metode hoe jy jou kind leer. En nou is daar weer hierdie 2025 aanslag van jy moet 'n sagte pappa wees en almal is wenners en tel hulle tog net op en ag sies tog. Die probleem met kinders is, ek is bekommerd dat ons siekies stippie groot gemaak word. Dat ons seuns nooit geleer het om op hulle eie voete te staan nie, en dat ons vir ons seuns voete van klei gegee het. Ons seuns wat oorlog moet maak, ons seuns wat ons samelewing moet beskerm, ons seuns wat leierskapsrolle moet inneem, maak ons met voete van klei groot. En dit maak hulle te sag. En ek dink dis wat die Here, want die Bybel sê verder, maak hulle liewer groot soos wat die Here van jou verwag.
Leer hulle wat om te doen en help hulle op die regte pad, al moet julle soms streng wees. Leer ons seuns om regop te staan. Leer hulle om 'n harde ruggraat te hê, dat hulle nie geknak word deur 'n samelewing, maar moet hulle nie so leer dat jy hulle moedeloos maak en hulle so kritiseer dat hulle in elk geval niks meer met jou te doen wil hê nie, dat hulle rebels raak. En hoor mooi hoe Abraham dit gedoen het. As ons gaan kyk na Genesis 24, dan lees ons van vers 7 af, en toe Abraham vir sy slaaf 'n opdrag gee vir Isak 'n vrou te gaan soek. Hy sê, en hy sê in vers 7, die Here, die God van die hemel, het my weggevat van my eie familie, uit my eie wêreld, waar ek gebore was, en my met 'n eed laat beloof, ek gee vir jou 'n land wat ek jou sal aanwys, en ek gee dit ook aan jou nageslag. Die Here sal sy engel voor jou uitstuur, sê hy vir die slaaf. Hy sal sy engel voor jou uitstuur, sodat jy vir my seun 'n vrou van my land af sal terugbring. En nou sê ons mekaar, okay, maar dis baie oulik. Jy weet, Abraham besluit hy sommer namens iewers 'n vrou gaan lyk. Maar dan lees ons dat Isak was opgewonde oor hy vrou wat Abraham se slaaf hom teruggebring het. Want Isak het geweet die Here het die slaaf gestuur na die regte vrou toe van hom. Hoe het Isak dit geweet? Want Abraham het hom reg geleer. Abraham het vir hom die pad van geloof vooruitgestap, sodat Isak hierdie geloof in homself gevestig het, sodat hy die regte besluite kon maak en te sê, maar as dit die Here se wil is, en dis wat my en jou opdrag is van Vader, om ons kinders so groot te maak, dat hulle die wil van Vader so verstaan, dat hulle 'n reguit ruggraat kan hê, dat hulle 'n godgedrewe groot mens kan word. En dit bring my by die laaste punt. Paas, wees vir julle kinders 'n wonderlike voorbeeld. En die teksgedeelte wat ek daar wil gebruik is 1 Korintiërs 11 vers 1. Waar Paulus met die Korintiërs, waar Paulus met die kinders praat en hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Hoor mooi wat Paulus hier sê. Hy sê nie, doen, omdat ek vir jou sê, doen nie, of, soos Paas baie keer sê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek vir jou sê. Nee, dis nie wat hier staan nie. Die tweede ding is nie, doen wat ek vir jou sê, want ek's reg nie. Hier staan, volg my voorbeeld, soos ek Christus se voorbeeld volg. En ek wil 'n baie mooi gedeelte hier lees uit Genesis, uit om hierdie ding te illustreer. En ek wil teruggaan, dat ons gaan kyk na Genesis 22. God het die Here geroep, en Abraham het geantwoord, hier sê ek in vers 2 sê, en God sê toe vir hom, vat jou seun, jou enigste seun, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het. Hoor nou mooi hoe die Here hierdie ding skryf. Hy sê, vat jou seun, die enigste wat jy het net een seun, die een wat jy met jou hele hart en jou hele siel voor gebid het, wat 'n wonderwerk was wat gebore is nadat jy so lank kinderloos was, wie jy lief het met jou hele hart, liewer as jouself, en gaan na 'n landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Hoe onbeskryflik is die Here nie. En Abraham gaan, ons ken die geskiedenis, Abraham gaan, hy vat vir Isak saam, hy vat hout saam, hy vat 'n donkie saam. Isak vra vir hom, Isak is oud genoeg, hy vra vir hom, pa, waar is die offerdier? Hy sê, die Here sal voorsien. Abraham vat hierdie Isak, na die hout gepak is, hy maak hom met straps op die hout vas. Dink jy Isak het vrywillig daar gaan lê? Dink jy Isak het nie met sy pa gepleit en gesmeek nie? En nou is die vraag, hoe op aarde het Isak vir Abraham vergewe? Want Isak kon maklik gesê het, hierdie God waarna my pa glo, is 'n wrede God. Daai ou het amper gemaak dat my pa vir wie ek lief is my geoffer het. Of vir sy pa gesê het, jy het my vir ewig geskend, ek is nou 'n slagoffer die res van jou lewe, want kyk wat het jy aan my as kind gedoen. Isak het 'n reg op ruggraat gehad, omdat Abraham hom reg geleer het van wie Vader is, wie hy as Abraham is. Nie deur wat hy vir hom geleer het net in die tweede gedeelte nie, maar die voorbeeld wat hy vir Isak was. Moenie doen wat ek vir jou sê nie, doen wat ek doen. My actions speak so loud, you can't hear my words.
En dis wat Vader vir ouers vra. Hy vra vir paas wees vir jou kind 'n voorbeeld. En nou sit ons met 'n dilemma. Want nie een van ons, hier's nie een pa op aarde wat so 'n heilige voorbeeld vir sy kind kan wees nie. Dis nie wat God vir Abraham vra nie. Want Abraham het gelieg. Hy het vir die koning gesê, dis my suster hier, meantime was dit sy vrou. Abraham was ouetjie met 'n slap ruggraat, hy was bang gewees Egiptenare val hulle aan en maak hulle dood. Abraham is so ver van 'n perfekte pa af as enigiets anderste. En ek en jy, die Here het nooit van my en jou gevra om wees 'n perfekte pa nie. Die Here het maar vir my en vir jou gevra, wees 'n gehoorsame pa, wees so ver as wat dit vir jou moontlik is. Wees getrou in my, want as jy my volg, gaan jou kind jou kan volg. En ek wil afsluit vanmôre om te sê, jy kan vanmôre vir jouself pak slaag, maar jy dink ek is nie 'n perfekte pa nie, want jy ken al jou foute. En heel waarskynlik ken jou kinders ook al jou foute. En ek wil vanmôre 'n opdrag gee. En maas, nou kom julle by. Julle doel was nooit om 'n pa te kritiseer of hy by hierdie punt te kom of nie. Ek het vanmôre met die paas gepraat, maar maas en kinders, hier kom julle nou by. En paas, julle kom ook nou by. Ek wil hê jy moet 'n stukkie papier vat. En ek wil hê jy moet vanmôre vir jou pa 'n brief skryf. En ek wil hê jy moet vir jou pa dankie sê. Omdat hy jou versorg het, nie op die manier wat jy versorg wou wees nie, maar omdat hy jou versorg het, het jy die man of die vrou of die kind geword wie jy is vandag. Omdat hy jou geleer het, en ons kan miskien verbykry dat hy jou miskien op die verkeerde manier geleer het met kritiek en te streng en wat ook al die geval mag wees, maar dat hy sekere etiese beginsels en sekere samelewingsbeginsels vir jou geleer het, wat jou die man maak wat jy is, of die etiese vrou wat jy is, of 'n kind wat jy is vandag. En ek wil hê met jou 'n paar dankie sê daarvoor. En ek wil hê met vir jou 'n paar dankie sê vir die voorbeeld wat hy vir jou was. Vader het nooit van hom verwag om 'n perfekte voorbeeld te wees nie. Daarom kan jy dit nie van hom verwag nie. Maar jy vir hom dankie sê vir die voorbeeld wat hy vir jou was, dat jy uit sy aksies uit kon leer. En skryf hierdie brief vandag vir jou pa, en as jou pa nie meer lewe nie, dra dit asseblief aan die Here op, sodat hy dit vir jou pa kan gee. En as jou pa 'n goeie pa was, waak daarteen dat jy hom nie skets as die pa wat nie foute het nie. En as jou pa 'n slegte pa is, waak daarvoor dat jy net in sy slegte punte vaskyk nie, en jy sy goeie punte miskyk nie. En as jou pa vandag nog lewe, lees vir hom die brief, stuur vir hom die brief, om vir hom dankie te sê. Amen. Vader, dankie dat U Abraham as voorbeeld gebruik het om vir my te leer om 'n goeie pa te wees. 'n Goeie man vir my vrou, 'n goeie pa vir my kinders, Here. En hier is die pragtigste voorbeeld, as ek die pad bietjie byster raak, Vader, want U ken my goed genoeg dat ek die pad byster raak, dat ek op my eie manier wil goedjies doen, en dit maak my nie meer 'n goeie man vir my vrou, of 'n goeie pa vir my kinders nie. Dat ek weer terugkom by die voorbeeld van Abraham, wat U gevolg het, omdat U gesê het, U sal hom seën, U sal vir hom gebruik, en omdat Abraham so 'n voorbeeld vir sy vrou was, en vir sy kinders was. Here, help my dat ek terugkom by daai pad. En as ek op die pad is, sê ek vir U dankie. En dankie Vader, dat ek 'n pa het, wat met soveel liefde, soveel genade my groot gemaak het. Gaan met ons in hierdie dag, dat ons paas kan gedenk, herdenk, en vir hulle kan dankie sê. En dankie Vader, dat U my grootste pa is. Amen. Mag jy vanmôre seën ontvang. Mag jy vanmôre loskom van jou skuldgevoelens. Mag jy vanmôre vir jouself 'n regstelling maak. Mag jy die pa wees wat God van jou vra. Wat jou vrou na kan opkyk en waarna jou kinders glimlag eendag. En mag ons vanmôre Vader as ons groot pa sien. Ontvang Vader se seën. En as jy 'n bydrae wil maak, daar's 'n plekjie hier onder. Dankie dat jy dit vir ons moontlik maak, dat ons kan aangaan met die werk van die Here. Dankie dat jy deur jou bydrae 'n bydrae lewer tot die groei van die koninkryk. Mag jy 'n geseënde week hê. Amen.